Kom ons praat 'n bietjie oor R2 en die Great Reset en die blockchain stelsel. Nou die laaste maand of wat het ons in Suid-Afrika kennis gemaak met die nuwe R2 stelsel. Hulle staan oral langs die pad, hulle trek die ouens af, vat jou bestuurderslisensie, die ID, hulle sit hom daar vinnig op 'n komputertjie in en dan druk hulle gou vir jou boetes uit, wat dan uitstaande is. Tot sover terug, lyk vir my is 2022, 2021, en sê vir jou, jy moet dit hulle nou betaal word, anders gaan hulle jou bestuurderslisensie blok. Nou, baie mense sal sê, ja, maar betaal jou boetes, betaal hulle. Maar nou het ons 'n probleem, hierdie stelsel wat hulle geïmplementeer het, vat jou regte weg. Kom ek verduidelik dit so vir jou. Jy het 'n bestuurderslisensie 30 of 40 jaar terug ontvang, of 20 jaar terug, jy het om 'n regmatige bestuurderslisensie gekry. Oor die jare heen het jy miskien boetes gekry, jy het betaal of jy het nie betaal nie. Hoe dit ook al sy, die boetes was apart van die bestuurderslisensie. So, as hulle jou wil aangevat het oor die boetes, moet hulle dagvaardiging uitreik, jou in die hof kry, dat jy jou saak gaan verdedig. Dit was die regte van die publiek. So die staat moes binne daai riglyne bly, maar nou hoef hy dit nie meer te doen nie. Hy het nou vir R2. So nou het hulle allerhande betalings wat nou te doen het met voertuie en boetes en lisensies, is nou alles op een rekenaar of rekenaarnetwerk geplaas. En hierdie rekenaarnetwerk werk heel moontlik met 'n tipe van 'n artificial intelligence, wat ons nou sien by SARS ook. En hulle kan reg oor die spektrum sien. So, as jy nou aanskryf vir die 2022 boete, soos hulle met my gemaak het, toe vra ek maar, waar is die dagvaardiging wat teen my uitgereik is? Want volgens wet moes die administratieowerheid, die padowerheid, wat boetes uitreik, moet binne 18 maande 'n dagvaardiging vir jou uitreik, anders verval jou boete. Maar, daar gaan nie veel aan by die administratiewe owerhede nie, daar gaan net mooi niks aan nie. So daai mense is almal lekker vet en oorgewig, en hulle doen nie hulle werk nie. Anders het jy nou iewers al 'n dagvaardiging op e-pos gekry, of in die pos gekry, of op 'n manier aan jou oorhandig, want dit is hoe die stelsel gewerk het. Maar nou werk R2 heeltemal anderste. Hy werk op 'n blockchain tegnologie, menende, jy het 'n boete in 2022 gekry, jy het hom nie betaal nie, ons het nie 'n dagvaardiging uitgereik nie, maar dit maak nie saak nie, die boete bly steeds op die stelsel, en jy moet nou daai boete betaal, anders gaan ons jou blok op jou bestuurslisensie. So jou bestuurslisensie het jy regmatig ontvang. Dis jou eiendom, dis jou reg. Maar, ons gaan dit laat verval, ons gaan dit blok, jy sal nie kan bestuur nie, want jou boetes is uitstaande. En ek dink hulle gaan heel moontlik uitbrei na goed soos voertuie wat se lisensies uitstaande is. Dalk het jy 'n voertuig verkoop aan 'n persoon 10 jaar terug. Daai ou het nooit die voertuig oorgegooi na sy naam toe nie. Nou sit jy met 10 jaar wat hulle nou opgehoopte boetes het teen jou, want daai voertuig is nooit oorgesit na daai persoon se naam toe nie, plus hy het dit nooit geskrap nie. Nou sit jy met extra boetes. Nou, dit het nou jou probleem geraak. En op grond van daai probleem, moet jy nou, gaan hulle jou lisensie vir jou effektiewelik blok, so jy mag nie bestuur nie. So jou regte word weggeneem. Jou reg om jou saak te gaan veg in die hof, of om 'n vertoë te skryf, word weggeneem. Die stelsel hou die boete teen jou naam, en as jy hom nie betaal nie, wel, vir watter rede ook al nie, wel dan blok ons jou bestuurslisensie. Nou dit is 'n blockchain stelsel, en dit is deel van hierdie Great Reset wat hulle besig is om in te bring. SARS is reeds op artificial intelligence, hulle het dit in die nuus gesê. So, SARS werk reeds op 'n artificial intelligence stelsel. SARS kan ten enige tyd in enige iemand se bankrekening ingaan en gaan kyk wat op jou bankrekening aangaan. Weereens is dit 'n infringement, dit is 'n wegvat van jou regte tot privaatheid. En hierdie situasie gaan natuurlik al hoe verder uitkring.
Dit gaan nie bly by wel SARS in die padowerhede nie. Die plan is om dit baie verder uit te brei, onder andere na wat jy eet, wanneer jy ry, waarheen jy ry, om toegang te hê tot jou foon, al hierdie klein dingetjies. En die rede wat hulle is omdat hulle gaan nou 'n meer gehoorsame populasie kweek. Maar dit is diktatoriaal. Jou regte om besluite te maak word eenvoudig weggeneem. Wel, jy werk nie saam nie, wel, dan kan jy nie ry nie. Nou, as jy nie kan ry nie, kan jy nie gaan kos koop nie. Miskien bly jy ver van die dorp af. As jy nie kan ry nie, kan jy byvoorbeeld nie jou besigheid doen nie. So, nou kan jy nie werk nie. So, hierdie regte word van jou al weggeneem. En binnekort gaan hulle vir jou sê, wel, jy kan nie, daai vleisie kan jy nie koop nie, want jy het klaar jou punte oorskry. En dit is waarheen ons op pad is. Arto is deel van die stelsel van die draak. Dit is deel van blockchain, dit is deel van die Great Reset. Dis waarheen ons op pad is en hierdie is net die begin. So onthou nou volgende keer, as jy langs die pad gestop word vir Arto en al Arto se nonsens, né? Dan moet jy weet, jy het nou direk te doen met die stelsel van die draak. Waar die stelsel van die draak op die ou en vir jou sê, kan nie koop of verkoop nie. As jy daarom nou nog, ons is nou nog net so by die begin, by die eerste trappietjie, waar hy vir jou sê, wel, as jy nie betaal nie, kan jy nie ry nie. So, hierdie is net die begin. Mark my words today.